1926, lesing 131 van die Groot Johannes Evangelie boek 3. Die boek is nou amper klaar, ek dink ons het nog een lesing oor. En dan gaan ons oor na boek 4 toe, wat 'n baie interessante boek is, en baie, kan ek amper sê, probleem begrippe vir ons oopmaak. Nou vanoggend se lesing 245, hoofstuk 245, gaan oor op Venus. Onthou, die manne het gevra vir Raphael die engel, vertel ons wat daar op hierdie planeet aangaan. Nou kan julle vanmôre sê, nou wat het hierdie lesing nou ooit met my verlossing te doen? Wat moet ek weet? Ek weet nie eens dat daar mense op die sterre bly nie. Hoekom moet ek dit glo? Jy kan dit glo omdat hierdie woorde deur Yeshua se engel in sy teenwoordigheid vir ons gegee word. En Yeshua het dit gedokumenteer en dit omtrent 180 jaar gelede vir 'n Duitser laat opskryf. Daarom glo ek dit. En daar is niks wat jy my, as jy my sê, maar ek glo dit nie, as sê ek vir jou, of ek vra jou, gee my die teendeel. Sê jy dan vir my, wat gaan op Venus aan? Hoekom dit belangrik is, hier kom 'n ding hier uit, behalwe 'n omskrywing van die aard van die wesens wat daar woon, kom daar iets uit wat baie belangrik vir ons op hierdie aarde is. En ek sal dit nou aanhaal wanneer ons daarby uitkom. En daarom is dit belangrik dat ons hierdie kennis kry. Dis weer eens die ding wat ek sê, as jy Yeshua liefhet, en jy sy grootsheid besef, dan wil jy tog mos graag, jy is mos nou nuuskierig. Jy wil ons nou weet, Vader, wys my u groot dinge. Ek is tog u kind, ek wil ook weet van hierdie groot dinge wat aangaan, wat vir ons weggehou was vir soveel jare. Hierdie inligting is weggehou vir amper 6000 jaar. En nou het ons die voorreg om dit te kry. Ons as enigstes, dink ek, in die hele wêreld wat vanoggend hierdie lesing behandel. So kom ons lees wat die engel Raphael in Yeshua se teenwoordigheid sê, en onthou het gister gesê, hy is net die uitgesproke woord van Yeshua. Hy kan niks doen wat nie deur Yeshua in hom geplaas word nie. Hy is sy lewende gedagtes. Toe lê Raphael by elkeen sy hande tegelykertyd op die voorhoof en bors, en op dieselfde oomblik was die drie met die oë van hulle siel aanwesig op die planeet Venus en kry 'n goeie indruk van die bodem, skepsels en inrigtings, en hoor selfs die aanwesiges daar, mense daar praat, juis tydens 'n byeenkoms ter verering van die groot gees van die geeste. Nou die eerste ding wat Raphael nou moet doen met hierdie vleeslike mense, wat nie al te lank in die gees van waarheid voorsien was nie, hy moet die siele losmaak van die liggaam. Nou jou siel kan uit jou liggaam uitgaan. Die algemene term wat ons vandag gebruik daarvoor in die wêreld is astrale beweging. Astral traveling. Dit beteken, net soos wat die boek Prediker in sy laaste hoofstuk sê, dat daar 'n silwerdraad is, wat die liggaam en die siel verbind aan mekaar. Daai silwerdraad is ontsettend elasties. Daai silwerdraad kan nie breek, al beweeg jy jou siel uit jou liggaam, en enige plek in die aarde, op die aarde gaan jy nie. Daai draad bly. Nou selfs het ons die inligting dat na hierdie naaste ster toe, die aandster, of is die môrester, dieselfde ding, breek daai silwerdraad nie, want hulle kan nie met hulle liggame daar kom nie, want die liggaam is te swaar, en hy is gebonde aan hierdie planeet. Yeshua sê, planete kan nie mekaar ontmoet en by mekaar uitkom in vlees nie, maar wel in gees. Nou beland hulle daar, en hier sien hulle mense. Hier hoor hulle praat, en weens die hand van die engel wat op hulle is, verstaan hulle dit ook. En hierdie mense bid nou tot die groot gees van die geeste. Hoekom?
Omdat dit was hoe Vader aan hulle voorgestel was, voordat Vader 'n menslike vorm op aarde kom aanneem het. Almal in die tyd voor Yeshua se opstanding uit die dood, het die Vader aanbid as 'n groot gees, wat hulle nie kon sien nie, maar wat hulle wel kon ervaar in hulle harte. Selfs Lucifer, die mees aansienlikste engel, kon hom nie sien nie. Nie Michael nie, nie Raphael nie, nie een van daai engele kon hom sien nie. Eers toe hy mens kom word het, en ons sien nou dat Raphael was die een wat by Yeshua was, omdat Yeshua as die wysheid gekom het na die aarde toe, het hy die engel van wysheid aan sy sy gehad as 'n getuie, en dus het Raphael nou eerste toegang tot die mens geworde groot gees. En as jy gaan kyk na baie van die primitiewe godsdienste, veral die rooiheide in Amerika, hulle aanbid nog steeds 'n groot gees. En wat verder nog interessant is, dat hierdie gees van hulle vroulike eienskappe het, wat vir ons verborge was deur die kerke wat hierdie inligting nie deurgegee het met hulle vertalings nie. Eers in die jaar 1998, eintlik eers toe ons die laaste veranderings aan die boek maak in 2021, nee 2002, ekskuus, 3 jaar later, het Vader het op ons harte gedruk, julle moet die Hebreëse geslagtiglikheid van woorde ook terugbring na Afrikaans toe, want ons het dit het verlore gegaan in ons taal. Is nog so 'n bietjie teenwoordig in Duits, dit is baie teenwoordig in Hebreëus en 'n bietjie minder in die Grieks. En daarom het ons dit reggestel. En nou weet ons dat dit reg is. So hierdie groot gees wat die hele heelal vul en haar kinders versorg, soos wat 'n hen haar kuikentjies versorg, is nou die wese wat hulle aanbid. Maar soos ons verder gaan ons iets moois ook optel. Ons lees verder. En daar word die volgende gesê, dis nou die leier van hierdie groep mense daar. Mense van hierdie mooi aarde, dit is nou Venus, wat die groot gees geskep het, soos wat sy oog dit verlang het. Ons is hier byeen om hierdie groot gees, ons lof en ons verering op te dra. Die groot gees is baie magtig en wys, en daarom kan ons hom ook alleen maar eer deur ons teenoor hom in al ons handel self as wys te gedra. Die ware wysheid bestaan uit die grootste moontlike orde. Nou dit is 'n eienskap van hierdie planeet. Dan kry jy ander planete wat hulle 'n ander eienskap het. Daar is, as jy die Johannes Evangelie sal jy sien wat aangaan op Uranus en Mars, Jupiter, almal is wesens wat daar bly, Saturnus ook. En ek glo dat Vader ons die boek Saturnus gegee het, omdat dit die meeste ooreenstem met wat op hierdie aarde gaan plaasvind in die 7000ste jaar tydperk. Maar daar is nie so groot orde nie, daar heers weer 'n ander eienskap, maar hier is absolute orde. En onthou dat hierdie planete is skole vir siele wat van hier af, wat hier sterf, en dan gaan na 'n skool toe waar Vader besluit, hoorie, jy het baie wanordelik op hierdie aarde opgetree. Nou gaan ek jou na 'n planeet toe stuur waar daai mense jou gaan dwing om in die orde te wees, want jy kan nie daar buite die orde gaan nie, dan gaan jy moeilikheid optel met hulle. En hierdie orde is eintlik verskriklik erg. Ek sal nie eers 'n dag kan leef in so 'n ordelike plek nie. Maar dit leer die mense dan orde, sodat wanneer hy weer kunskap wil kry, dan het hy daai toets geslaag. Die hoogste graad van hierdie orde is die simmetrie, in hakies beeldeweredigheid. Laat ons onsself beskou as die hoogtepunt van die hele skepping.
Hoe simmetries is die bou van ons ledemate? Watter gelykenis het beide ons oë, beide ons ore, beide ons hande en beide ons voete? Kyk na ons gestalte. Nou hierdie kan ons op ons trek, want hulle gestalte is dieselfde as ons. Miskien 'n bietjie groter. Watter gelykenis, wie kan daar sê dat daar tussen ons nie die grootste moontlike fisiologiese gelykenis bestaan nie? As daar in ons karakters en temperamente geen verskil sou wees nie, sou daar geen persoonlike herkenning moontlik gewees het nie. So ons lei nou af hier dat hierdie mense baie met mekaar ooreenkom. Baie dieselfde definitief in bou. Daar is nie verskillende rasse daar nie. Dit is net een soort. Baie pragtig gebou. Geen gebreklikhede nie, glad nie. Daarna aansien ons, net soos aan baie ander dinge, dat die wysheid van die groot gees die grootste welbehae moet hê aan volkome simmetrie. En daarom sal ons by alles wat ons doen en verrig, baie streng die hand aan die simmetrie hou. Nou die wysheid van die groot gees, die groot gees Vader is gees, het 'n manlike positiewe pool en 'n vroulike negatiewe pool. En die vroulike negatiewe pool word in die skrif beskryf as die wysheid met vroulike eienskappe. En dit is die wysheid wat na haar hele skepping omsien soos 'n moeder na haar kinders. Alhoewel sy en die Vader absoluut een is. Maar Vader kan nie eintlik in sy groot geregtigheid en helder lig en vuur, kan hy nie in hierdie gevalle skepping inkom nie. Want hy sal alles verteer. Maar hy is so ek wil nie sê ontwerp nie, want dit beteken dat iemand het hom ontwerp. Hy het so ontstaan, vir ewig is hy so, dat hy sy vroulike kan skei, ook nie, is nie sigbare skeiding nie, dit is 'n skeiding, maar is ook nie 'n skeiding nie. Maar die wysheid kan dan oor al hierdie planete en sonne en sterre doen wat Vader nie op die oomblik kan doen nie, want sy geregtigheid verhoed hom. Dit is ook die liefde wat as wysheid by ons op die aarde verskyn het, aan Adam en Eva na hulle die oortreding gepleeg het in die tuin van Eden, wat ons noem die erfsonde. En Vader was so woedend, as jy die boek Huishouding gaan lees, dat planete deur die heelal gevlieg het en in stukke opgebreek het. En tot die wysheidsgees, die moeder, die liefde, stilgestaan en gesê, ek sal by hulle staan, en ek sal hulle bring uit die val wat hulle nou in beland het, tot hulle weer in die Vaderhuis kan inkom. En dit is wat die Gees gedoen het. En die volk gelei uit die tuin van Eden, gaan lees maar, dit alles staan in die boek Wysheid van Salomo, wat die kerke uit die Bybel uitgegooi het, veral die protestantse kerk, het daai boeke uitgegooi. Nou hoe hulle die reg het om 3 of 4 boeke van Salomo in te sit, maar sy ander boeke net uit te gooi, omdat hulle nie daarmee saamstem nie, is vir my eintlik, ek kan dit nie verstaan nie. Ons het die boek van herinnering opgestel met geen vooroordeel nie. Daarom het ons al die boeke wat kanoniek, deuterokanoniek, apokryfus het ons ingevoeg, wat Vader ons in ons harte geplaas het om dit in te voeg. Elke boek wat daarin is deur hom daarin gesit. En dit bewys die wiskundige watermerk vir ons, toe ons klaar was. Daarom sal ons by alles wat ons doen en verrig, baie streng die hand aan die simmetrie hou. Niemand moet sy huis dan ook maar 'n haarbreedte groter maak as die van sy buurman nie. Ook geen ander vorm gee en ook by die plasing daarvan geen haarbreedte buite of binne die regte lyn sit nie, want dit sou nie welgevallig wees aan die groot gees nie, en hy sou so huis wat buite die orde val,
nie seën nie. Ook sien ons aan alle skepsele dat die groot gees die meeste hou van 'n ronde vorm. Want hoe meer volmaak 'n skepsel is, des te meer volmaak is ook die ronding van sy vorm. Dink nou maar hier by ons, as ons na die vrouens kyk. Die vrouens het baie rondings, baie meer as die man. En dit is omdat hulle volmaak na die wysheid, na die moederlike eienskappe trek, wat hulle dan nou verteenwoordig op die planete. Daarom moet ook alles wat ons maak afgerond wees, want daaraan het die groot gees 'n besondere welgevalle, en dit moet hy ook wel hê, omdat ons wesens na sy ewebeeld geskape is, en met sy sintuie begaafd, ook alleen aan ronde vorme, die grootste genoegdoening belewe. Nou hier is nogal iets wat vir my is, daarom wat hy sê, ons moet afgerond wees. En dit is 'n eienskap wat ek by baie mense optel wat deurkom deur hierdie plaas, dat hulle nie 'n ding kan afrond nie. Hy kan 'n ding doen, maar as jy hom nie porn, ek wil amper sê onder sy alieskop nie, dan sal hy nie die ding afrond nie, hy los hom net half klaar. Nou, as jy dit nie gaan maak en jou liefde nie vir Yeshua groot genoeg gaan wees nie, kan jy jou gelukkig ag, as jy dalk op hierdie planeet kom vir 'n skool van afronding, om te sien dat jy alles wat jy begin moet klaarmaak, en alles perfek binne hierdie orde wat hulle nou daar nastreef moet doen. Onthou, dis nie die orde van die aarde nie. Die aarde het 'n ander orde en ook 'n ander doel. Daarom is die voorskrif dat alles wat ons maak behoorlik rond moet wees. Wie sonder noodsaak en wettige toestemming iets hoekig en selfs spit sal maak, roep die misnoegdheid en die toorn van die groot gees oor hom af. So ek sien nou in my geestesoog al hulle huisies, sulke ronde huisies met ronde dakke. Baie soos die Zulu wat so 'n ronde huisie bou, nee. Hulle bou dit van, een lot bou van gras en die ander lot bou dit van klei en gras. Maar jy, in Kimberley waar ek groot geword het, was so 'n museum, waar hulle al hierdie inheemse volke se goeders, se huise en hulle gewoontes gehad het. Dan kry jy, hulle met takke buig hulle so 'n ronde doum, en dan plak hulle hom met gras. So dit is hoe ek kan sien hoe jy dan in iets ronds bly. Maar ek weet nie waarmee, wat se materiaal hulle daar gebruik nie, maar ek weet hoe die vorm behoort te lyk. Vers 4 is vir my die een wat belangrik is. Verder sien ons dat die mooi, roosagtige wit kleur ongetwyfeld vir die groot gees die mees aangename moet wees, omdat hy ons, sy mees volmaakte skepsels, die kleur gegee het. Dus moet ons die kleur, veral by ons kleding, in ere hou en voorkeur gee, en ons mag ons nie laat verlei deur ander kleure vir ons kleding te kies nie, want ook dit sou die groot gees onaangenaam tref. So wat ons nou hieruit kan aflei is dat daardie wesens wat nou op 'n planeet, 'n materie planeet is, want ons kan hom sien, is blank is. Want wit, roosagtig is 'n blanke. En die woord Adam sê dit vir ons in Hebreëus. Adam is die eerste A en Daan is rooi of rooierig. En Adam en Eva was die eerste rooierige wit mense op aarde. Beteken dat daar wel ander pre-Adamiete was wat nie rooierig wit was nie. Dawid kom en hy staan voor Samson en daar staan en Samson het hom gehaat omdat hy rooi was.
Hy het hom gehaat omdat hy 'n blanke was. Want Dawid was 'n blanke en hy het lyk my nog rooi hare ook gehad. So hy was 'n baie ligte vel blanke. Want mense met rooi hare is gewoonlik baie witter as mense met donker hare. So wat ons hier kan aflei is dat Joshua wat uit Dawid se lyn stam, ook 'n mooi roosagtige wit kleur het, omdat dit vir die groot gees die mees aangename was. Hoe sou die groot gees Joshua as 'n pre-Adamiet, as 'n negroïd, swart, donker met kruisies vir ons aangebied het? Dit is nie eers aan te dink nie, maar die hele wêreld het nou 'n skuiwing gemaak en is nou almal op Ethiopië. Ethiopië het nou die Messias vir ons kom openbaar. En dit is 'n swarte. Daarom moet ek oor hierdie goed praat en daarom is hierdie inligting van Venus uiters belangrik vir ons, want dit bekragtig, bevestig ons kennis wat ons het, want ons het kennis hoe Joshua gelyk het. Ek weet nie of hierdie mense nie bereid is om geskiedkundige dokumente te lees nie. Dis nie eers skrif nie, dis historiese dokumente wat tussen Pontius Pilatus en keiser Tiberius bestaan. Dit is in die argiewe van die Romeinse Ryk opgeteken. En hy beskryf hierdie man as 'n blanke met blonde hare, blou-grys oë, heeltemal anders as al die ander mense wat daar in daai gedeelte gebly het op daai stadium. Sê hy hoe hy lyk. Maar dit is nou vir ons 'n bevestiging. En dan interessant, dan sien ons dat hierdie mense ook tussen hierdie drie kleure dan kleure vir hulle self sou maak. Rooi, wit en pink. Want pink is 'n vermenging van rooi en wit. En dis al wat hulle mag dra op daai planeet. Dit is die orde wat daar heers. En definitief geen ander kleur nie. En beslis ook nie swart nie. En mense verstaan nie die beginsel van resonansie en vibrasies nie. Elke stuk kleure wat ons aantrek, die aard van die kleure, of dit katoen is of polyester is of nylon, het 'n sekere vibrasie wat of positief of negatief op jou liggaam affekteer. Elke kleur het 'n ander frekwensie. En daar is kleure wat lae frekwensie het en kleure wat hoë frekwensie het. En die hoë frekwensie kleure wat jy aantrek, maak ook 'n verskil aan jou liggaam se frekwensie en bring dit op, lig dit op. Ek wil nie nou daarop ingaan nie, maar hier kan 'n mens dit verstaan dat hierdie mense die hoogste wysheid nastreef. Onthou, hierdie mense van hierdie planeet kan nie in die Vaderhuis inkom nie. Jy sterf daar en dan gaan jy na 'n ander beter plek toe. Maar jy is nog steeds in die gevalle rykdom in. Jy is nog nie los van die materiële dimensie nie. Oor vers 5. Ons moet ons alleen daar waar dit werklik nodig is, heeltemal reguit lyne gebruik, of regte lyne gebruik. Soos ook die groot gees hom alleen daar van 'n heeltemal regte lyn bedien, waar dit onvermydelik is. Oral elders sien ons rondings en daarom is dit noodsaaklik, as ons die groot gees in alles wou navolg en volmaak wou wees, ook hierdie maat en hierdie vorm so streng as moontlik in ag te neem. Ons weet egter dat ons die presiese uitvoering daarvan slegs deur middel van die volmaakte rekenkunde en vaardige meetkunde sal kan bereik. Daarom is dit ook weer vir elkeen die hoogste plig om hierdie kuns en wetenskap in die eerste plek te beoefen, want anders sou 'n mens vir die groot gees elke dag wel 1000 maal lelik en veragtelik voorkom, want die groot gees sien en meet alles elke oomblik, waar hy in 'n orde wat vir hom alleen welgevallig is, 'n onsorgvuldigheid aantref, daarop laat hy sy oog en dus ook sy seun nie meer rus nie,
sodat daar niks kan gedei nie. So wat ons uit hierdie vers kry is dat almal baie diep onderrig is in wiskunde en wetenskap en veral meetkunde. Nou, dit alleen is vir my, alhoewel ek dit gestudeer het, as ek elke dag alles moet opmeet en pas en met 'n passer elke sirkeltjie trek wat ek moet iets doen, bou of wat ook al, sal ek mal word. Want ons hier op die aarde het vryheid. Ons het nie hierdie gestrengheid nie. Want ons behou, dit is 'n opleidingsskool vir mense wat dit nodig het. Wat gekom het van die gevalle ryk van Lucifer af, waar hulle as geeste nou vlees aangeneem het. Hulle was nog nie op die aarde nie, maar hulle is nou daar as 'n lewensskool vir mense wat op hierdie aarde daai eienskappe nodig het en dit moet gaan leer. En dan sal hy weer van daai planeet wat deur Vader dan besluit sal word, na 'n ander ene gaan. So dit is maar wat hier gebeur. As hierdie hoofpunte egter by ons heeltemal in orde sal wees, dan spreek dit van self dat ons ook in ons denke en wil orde moet hê. Want die uiterlike volkome simmetrie en alles moet noodsaaklikerwys die innerlike simmetrie van die siel tot gevolg hê, wat die groot gees natuurlik baie die belangrikste vind. Hoe vinnig sou hoogmoed en verderflike minagting van die een mens ten opsigte van die ander nie binne sluip nie, as ook armoede, ellende en behoeftigheid. Slegs deur in alles die simmetrie baie streng te handhaaf, word die bose altyd op 'n afstand gehou en op die wyse lewe ons almal gelukkig, omdat niemand hom kan verbeel om beter te wees as sy naaste nie. So wat hier ook dan uitkom is dat elke ou, onthou daar, omdat alles simmetries is, sal jy op jou plaasie ook vir jouself moet kos produseer. Maar alles in ronde beddings en alles dieselfde as jou buurman. Dit mag nie verskil nie. Sodat daar nie rykdom kan ontstaan en mense verdruk en verarm word nie. So dit is nog 'n eienskap wat ons op aarde sien, hoe mense grond inpalm en mega boere word en die armes word al hoe armer, hulle het nie kos nie en dan gooi hulle nog tonne kos wat nie geskik is vir die supermarkte nie, maar het niks mekeer nie. Gooi hulle in asgate. Ek weet, want ek het al met my bakkie na hulle asgate toe gery, sommer hier naby Skeerpoort. En ek het die eie uit die asgate gaan haal wat niks mekeer nie. Maar hy is of te groot of te klein vir hulle. Boontjies word weggegooi omdat hy nie reguit is nie. Kan julle dink hoe belaglik is dit? Of 'n krom boontjie nou slegter smaak as 'n reguit boontjie. Maar hier op hierdie plek moet almal alles dieselfde doen, sodat hierdie eienskappe van die innerlike nie gestimuleer word nie. Waar die groot gees self die asimetrie noodsaaklik geoordeel het, skaad dit ons ook nie, maar bring dit slegs voordeel. Ons kan byvoorbeeld nie almal saam oud word nie. Weliswaar is dit volgens die streng orde nie korrek nie, maar die groot gees kompenseer dit volledig, deurdat die ouderdom, ryk aan kennis en ervarings, die jeug net so ryk maak as wat die ouderdom self is. So mense wat baie oud word, kan die jeug met al hulle ervarings verryk. En daarom is dit nie 'n probleem, omdat hulle nie almal op dieselfde tyd doodgaan nie. En so is daar nog meer van sulke ongelykhede in die simmetrie van die ordening van die groot gees. Dit dien egter slegs om ons te leer dat daar ook langs die grootste orde, wanorde is, wat nie geseënd is nie, omdat dit toegelaat is, maar alleen dat ons daardeur die slegte makliker kan herken. Laat niemand met 'n geskeurde gewaad rondloop nie, maar bedek die gat met 'n passende lap en verseël dit,
as hy geen nuwe gewaad vir homself kan maak nie. Hoekom nie? Want dit skaad die simmetrie wat hulle daarna streef. By sommiges is egter opgemerk dat hulle self by die aanpak van 'n lang tog laat bedien van 'n slag of steenstok. In ons taal 'n kierie. Dit is teen die orde en moet vermy word. Wie vanweë sy ouderdom tog 'n stok of 'n kierie moet gebruik, moet 2 gelyke stokke neem, vanweë die simmetrie in elke hand een, en om geen aanstoot te gee in die oë van die groot gees nie. Dit is nou nogal eintlik vir ons, as ons daarna kyk, is dit belaglik. Maar dit is hoe eng hulle is. Ook word opgemerk dat enkeles hulle tuine anders inrig en anders indeel as die mooi tuine van die ordelewende bure. Dit is die groot gees nie welgevallig nie, en ook daardeur sal nyd en naaiwer onder julle kan ontwikkel, wat vir die groot gees heeltemal iets ontsettends sou wees. Sorg daarom daarvoor dat julle in julle tuine en op julle akkers dieselfde orde heers. As tuine en akkers daar so lieflik geordend by lê, gee dit die oog van die groot gees werklik genoeg, en die seun laat dan nie op hom wag nie. Onthou wat hier praat is nou die leier van daai gemeenskap, en dit is baie erg. Ek sal baie swaar lewe onder hierdie omstandighede, maar dit is wat hierdie skool is. Sorg ook in julle huise vir sodanige orde dat, as 'n buurman die huis van 'n ander betree, hy hom nie vreemd daar voel nie, maar net soos in sy eie huis sal voel. Dit sien die groot gees ook met groot welbehae aan, want julle is almal een familie vir die groot gees, en julle moet nooit van mekaar vervreemd raak nie. En toe ek die nou lees, sê ek glo nie hulle het drank op daai planeet nie. As 'n dronk ou van die kroeg afkom en hy weet nie eintlik waar sy huis is nie, al die huise lyk dieselfde, dan gaan jy groot moeilikheid optel. Ook al sou iemand van die einde van die wêreld hierheen kom, dan moet dit vir hom tog so wees, asof hy tuis in sy land en in sy eie huis was. So iets sien die groot gees graag, en sy seun bly nie agterweë nie. Enigeen wat dit wel gewaag het om aan 'n groot watervlakte vreemdsoortige geboue te bou om die omgewing te versier, maar dit is die groot gees nie welgevallig nie. En wat die groot gees nie aangenaam vind nie, moet ons ook nie aangenaam vind nie. So weg is dit met jou lekker vakansiehuis by die meer, by die rivier of by 'n see. Dit is heeltemal nie binne die orde nie. Versorg en behandel die getemde huisdiere goed, want ook hulle is werke van die groot gees, en daarvoor bestem om nuttig vir julle te wees. Hulle is lewende werktuie en daarom moet ons hulle in hoë eer hou. Sekerlik skape, bokke en beeste wat gebruik word. Ook moet niemand sonder noodsaak ook maar die kleinste plantjie verniel nie, want dit sou ondankbaar wees teenoor die groot gees, wat ons geen seën sou bring nie. Die paaie moet skoon gehou word en julle moet geen gras daarop laat groei nie, omdat hulle nie vertrap en hulle groei gesteer mag word nie. Doen dit alles nougeset en julle sal nooit nood ly nie. Beskou my woorde as die geopenbaarde wil van die alwyse en almagtige groot gees, en hou julle nougeset daarby, dan sal julle hier gelukkig wees en salig aan die ander kant in die wêreld waarvan die siele wat van ons geskei is, vir ons sê dat dit uitermate mooi en heerlik is, en waarin ons ook meermale die groot gees en sy stralende dienaars te siene sal kry. Daardie dienaars is dan engele op daai stadium, en na Yeshua se opstanding is dit dan gestorwenes wat van die aarde af in die hoogste hemele beland. So ons vervolmaakte voorvaders en moeders is nou hierdie stralende dienaars. Ten slotte moet ek julle egter nog iets meedeel, wat 'n ligte gees my reeds geruime tyd gelede meegedeel het. En nou weer, maar nog baie duideliker as die eerste keer.
Snags sien julle wel die blinkende groot ster, wat deur 'n kleintjie vergesel word. Die mooi heldere Capra, in hakies so noem die Venus mense ons aarde, ken julle maar al te goed, maar julle almal weet nie wat Capra is nie, of wat die aarde is nie. Ek het dit ook nie geweet nie. Die Gees vertel dit my egter en toon my in 'n soort droomtoestand. Capra as 'n wêreld en aarde wat eers groter was as die aarde wat ons dra. Nou, dit moet ons reg lees. Die eerste verlossingsplan wat Vader vir Lucifer vrywillig gegee het, gesê, ek gee vir jou die planeet, wat is sy naam, wat nou die asteroïdebelt is? Tiamat. As jy nou ons was almal in die skool en gekyk na die planete wat ons aarde deel is van, dan sal so 'n klomp klippe wat so in 'n baan beweeg, hulle bly in 'n baan. Groot massiewe rotsblokke van honderde kilometers deursnee. Daai was eens 'n planeet gewees wat Lucifer kans gekry het om dit wat hy droog gemaak het, self weer reg te maak. En hy het dit nie reg gekry nie. Hulle het verskriklik boos geword, so by so dat hulle in die innerlike van hierdie planeet ingedring het met plofstof, want hulle het geglo God is binne in die aarde en hulle wil hom gaan kry en dan gevange neem. En toe met hulle plofstof wat sekerlik ook atoombeginsels bevat het, skiet hulle daai hele planeet uit mekaar uit en dryf hy nou in daai baan. Toe het Vader reeds sy plan gereed gehad, sy rugsteenplan. In Engels is dit 'n backup. Want hierdie planeet het ontplof 150 jaar voor die skepping van Adam en Eva op hierdie aarde. So dit is in kosmiese tye letterlik 'n sekond. En Vader het daai boodskap lang terug vir oom Gert, kan jy oom Gert se van onthou? Haar van die Kaap, van die aarde en haar suster. Ons het dit iewers. Dis 'n pragtige boodskap. Hy is ook nie in ons gemeente gewees nie. Ou man, hy sal nou al lankal dood. Wat toe vir my so bevestigend was toe ek die nuwe openbaringsboeke begin lees. Nou ja, dit is hoe hulle nou die aarde sien. Die kleine Capra maan, altyd begeleidende ster, is ook 'n aarde of 'n planeet, maar aanmerklik kleiner as Capra self. Hierdie klein aarde is baie kaal en op die helfte sonder wesens, heeltemal sonder wesens. Die wesens is op die agterkant van die maan wat ons nie kan sien nie, want die maan wys altyd net een kant vir ons. Maar op die groot Capra, die aarde, toon die Gees ons 'n mens en sê, kyk, hy is die meester. In hom woon die volheid van die ewige groot Gees. Van nou af aan sal hierdie Gees in heeltemal menslike gedaante vir al sy skepsele wat met rede begaaf is, net so toeganklik wees as een mens vir 'n ander. Die mense van Capra is meerendeels sy kinders en hulle word almal 'n groot goddelike mag gegee, soos wat hulle hierdie kinders die wil van hierdie mens, hoofletter mens, en alle mense vervul. Die wat sy wil egter nie vervul nie, bly dom en swak en word nie as kinders aangeneem nie, maar bly soos die siele van die diere, so lank duur, tot hulle self die wil van die groot Gees, wat in die een mens woon, volledig hulle eie gemaak het. En dit is die lot van die mense wat Yeshua verwerp. Hulle word weer in die materie ingeplaas. Op die oomblik is hulle in die hel, maar die hel word omvorm wanneer hierdie 6000 jaar afgehandel is. En dan word al die siele word dan in verskillende dele van die natuurryk ingedruk. Dit is wat eintlik hier bedoel word. Ons mense moet daarom altyd 'n besondere agting vir die mooi helder Capra hê. Ons moet egter die groot Gees, wat nou soos 'n volmaakte mens op Capra woon, ook lief hê, soos hier 'n vrou haar man en 'n kind sy vader en sy moeder lief het. Dan sal
ook by ons by mag te wees, om die groot gees eendag, soos 'n mens te sien en te spreek, wat die saligheid wat ons te wagte staan, baie sou vervroeg. Ja, die gees wat dit aan my geopenbaar het, sê selfs dat dit vir baie van ons op hierdie aarde waarskynlik nie onmoontlik sou wees om gelijkgestel te word met die kinders van Kapra nie. Glo dit, nou dat julle dit gehoor het van julle leraar en leier, wat die waarheid lief het, en kry in julle harte eerbied vir die ster, dat haar lig ons ryklike strale van seën en barmhartigheid mag skenk. Dit is die einde van hierdie ouse redenasie. En dit is waar, op daai planeet het hulle iewers 'n offeraltaar by 'n tempel, waar hulle altyd vir die groot gees nog offers bring, omdat hulle nog in 'n bedeling is wat dit doen. En dan as een van hulle mense, kom 'n ou na hom toe en hy sê, leier, ek wil asseblief na hierdie Kapra aarde toe gaan. Dan gaan die leier vir hom insig gee en sê, dit gaan baie moeilik wees, jy moet mooi dink daaroor. Dit gaan 'n baie harde lewe wees, baie moeiliker as by hulle, want by hulle is die versoekings om verlei te word soveel minder weens die eweredigheid van alles. En dan as die persoon sê, dis reg so, dan stap hy met sy hand en hy sit sy hand op die offeraltaar en in sy hart bid hy en vra, Vader, neem my na daai planeet toe. En dan is hy weg. Hy staan nog daar, dan verdwyn hy. En dan word die siel mikroskopies klein. Want by Vader kan dit gebeur en in die geesteswêreld is so iets nog steeds moontlik. Want daar is nie eintlik dimensies in die gees nie. En dan word daai siel deur Vader saam met die engele in 'n baarmoeder van 'n vrou geplaas waar 'n gemeenskap daad nou gedoen word. En die oomblik wanneer daai siel met die manlike stroom inkom, sal daai siel dan met die eiersel verbind. En hierdie siel gaan dan weer vir haar 'n eie liggaam berei of bou. Dis hoe dit werk. Nie wat die skool vir ons geleer het, miljoene spermpies gaan en net een het die geluk om daarin te gaan nie. Dis die een wat die siel dra. En wetenskaplikes het nou sulke verwekkingdade vervulling binne in die mens. En wanneer daai twee bymekaar kom, die manlike spermsel en die vroulike eiersel, ontplof daar 'n lig binne in die mens, wat sigbaar is op 'n kamera, wat dan vir ons wys, dat daar lewe is van die oomblik van verwekking af. Nie soos wat hierdie klomp bose hoop mensvreters en aborteerders sê, dat 'n kind kan nog geaborteer word. Deesdae in sekere lande is dit sommer tot op die laaste maand. En dit is 'n verskriklike ding wat hulle doen om daai kind daar uit te kry. Maar dit nou, so gaan ons nie oor praat nie. Ek dink net, dit was vir my 'n baie leersame lesing. En ek hoop nie, ek kom op Venus nie. Ja, baie dankie.